Goeiedag. Ek nooi u ook nou weer uit om saam met my in stilte te kom sit. Aangezien dit lydingstyd is, sal hierdie week se oordenking, se kontemplatiewe praktyk, dan ook nadink oor lyding. Beide die lyding van Christus, sowel as ons eie persoonlike lyding, wat ons dalk ervaar. Ons gaan dit ook aan die hand van 'n skrifgedeelte doen, maar eers gaan ons net tot rus kom. Kom sit in 'n gemaklike posisie, op daardie stoel of bank waar jy tuis voel, en raak weer bewus van die fisiese teenwoordigheid. Dalk wil jy selfs die skoene uitskop en net rustig daar sit. Raak dalk ook bewus van die asemhaling. Sluit dalk die oë om so ook 'n stille ruimte te skep. Raak bewus van die asemhaling wanneer jy weer lekker diep inasem. En as jy so inasem, laat toe dat elke asemteug jy herinner aan die wonder van lewe. Raak nou bewus van die voete op die grond. En as jy dalk die skoene kon uitskop, raak dan ook bewus dat hierdie ruimte, hierdie stilte waarin jy nou sit, ook heilige grond is, waar 'n mens nie anders kan as om skoene uit te trek. En as jy so bewus word van die grond onder die voete, dan word ons weer herinner dat ons gegrondves is. Dat ons gegrondves is in die liefde van God. Dat ons gegrondves gewortel is in die onuitspreeklike, onpeilbare liefde van God. Kom ons raak net so weer bewus daarvan. Laat nou ook toe dat hierdie bewustheid van die liefde van God waarin ons gegrondves is, ons laat daardie wete ook onsself net oopmaak vir liefde. Raak bewus daarvan dat u ook deel is van daardie liefde, dat deur God se inwonende teenwoordigheid u vervul word met liefde. Miskien kan u dit nou ook fisies ervaar. Raak bewus van die voete, die bene, die stoel waarop jy sit, die kern van die liggaam ook. En ervaar net dat met openheid, soos jy daar sit, die liefde van God
instroom om u te vervul, sodat u ook liefde vir die wêreld kan wees. Raak nou fisies bewus van 'n vervulling met goddelike liefde. Miskien kan u 'n tinteling in die vingerpunte ervaar. Miskien voel jy dit in die voete. Miskien voel jy 'n warm gevoel, selfs in die hart. Miskien kom daar net 'n groot kalmte en 'n rustigheid oor u. Alweer lekker diep asem. En laat elke asemteug hierdie liefde bevestig, terwyl u verbeel dat u ook goddelike liefde kan inasem tot in die hart. Terwyl u so tot rus gekom het en in stilte daar sit, lees ek dan nou ook 'n teksvers uit Kolossense 1 aan die voor, Kolossense 1 vers 24. Ek is nou bly dat ek tot julle voordeel kan swaar kry. Ek is bly dat ek die deel van Christus se vervolging wat nog oorbly kan help dra. Ek verduur dit in my liggaam tot voordeel van sy liggaam, die kerk. Kom ons sit en raak nou stil rondom lyding. Miskien kan u, terwyl u so geluister het na hierdie teksgedeelte, miskien kan u ook lyding in u eie lewe ervaar. Miskien kan u so iets identifiseer. Gee nou ook erkenning daaraan. Gee dit 'n naam. En kom sit nou by daardie lyding. Jy moet dit nie vermy nie, maar sit daarin. Ervaar ook nou wat daardie lyding fisies aan u doen. Terwyl u steeds diep asemhaal. En dink net daaroor hoekom dit wat hierdie lyding aan u doen vir u so belangrik is. Miskien kan jy ook bewus word van beelde, emosies, fisiese ervarings wat dit nou by u na vore bring. Raak dan nou weer stil. En maak jouself oop en luister. Luister gedagteloos na wat God dalk ook nou vir jou wil sê. Kom ons sit vir 'n paar minute net so in mekaar se stilte.
bewus van die liefde van God in die hart en ook bewus van lyding. Neem daardie liefde waarvan u bewus is en vou die lyding daarin toe, soos met 'n kombers. En dan sit ons net vir 'n paar minute in mekaar se stilte. Dankie. Miskien wil jy ook nou weer net dink aan hoe jy nou voel, nadat jy so in stilte gesit het, nadat jy met liefde jy persoonlike lyding omvou het. Miskien kan jy ook terugvoer gee oor hoe dit jy laat voel het. Haal weer lekker diep asem. En raak weer eens bewus van die liefde van God warm in u.